Good Morning is terug. Welkom terug. Frik van Heerden het bekendheid verwerf as 'n model en as meneer Suid-Afrika se 2023 naaswenner. Maar hy is ook 'n gerekende sakeman wat deur sy inisiatief Bank on You help om jong entrepreneurs te mentor. Baie welkom by Goeiemôre, Good Morning. Baie dankie, dis heerlik om hier met julle te wees. Frik, as mens kyk na jou sosiale media en jou Instagram veral, sien mens model, maar jy is eintlik 'n suksesvolle sakeman wat regtig 'n passie het vir entrepreneurskap. Waar het dit ontstaan, daai passie? Ek dink op skool, so as kind het ek al met varke geboer as in my hoërskool om ekstra geld in te kry. En daarvan af het ek net geleer, jy moet altyd bietjie buite die boks dink om te doen wat jy wil behaal. Dit was altyd ek het regtig geswat op potch. En dit was maar net te eenvoudig geweest. Ek kan nie elke dag na 'n hof toe gaan nie, so ek moet iets doen wat 'n bietjie challenge. So ek dink die entrepreneurskap kom daarvan uit dat jy altyd leer bou en groei op nuwe terreine. So dit het my geïnspireer, ja. Ek glo dat die regte te eenvoudig was. Ja. Nee, nie dat dit te eenvoudig was, dit is maar dit is te daagliks dieselfde oor en oor, ja. Iets niets en opwindend. Nou, wat is van die belangrikste lesse wat jy vroeg in besigheid geleer het? Elke goeie idee wat jy dink jy het, is nie noodwendig 'n goeie idee nie. So dit gaan nie altyd werk nie. En ek het altyd daai storie gehoor van jy gaan hoeveel nee's kry tot jy 'n ja kry. En ek moet sê in besigheid leer jy dit vinnig, so jy moet nie daai motivering verloor om te bly doen waarna jy glo nie. So as jy dink dit is 'n goeie idee, al kry jy 99 nee's, iewers gaan jy 'n ja kry. So hou maar net aan. Frik, you've recently launched the Bank on You initiative. Can you take us through what exactly it is? So ek gaan dit nog steeds in Afrikaans doen. So Bank on You is 'n platform waar ons gesê het, okay, so ek wil in plaas daarvan om net vir myself heeltyd besighede te groei en te ontwikkel, is lekker om 'n bietjie terug te gee ook. En daar's soveel jong entrepreneurs al buite wat nie die befondsing het of die inisiatiewe het of die leiding het om dit te kan 'n sukses te maak nie. So toe ons sê, okay, so ons vat die ervare span, ons gaan na hulle toe, hulle stuur hulle goed in en ons help hulle bou aan 'n plan wat ons seker kan maak hulle gaan suksesvol wees. So dit help altyd as jy iemand het wat 'n bietjie al ervaring is, bietjie deur die meele is. So Bank on You was letterlik vir my geskep om ander entrepreneurs te help om ook bietjie buite te gaan en hulle drome na te jaag. So is dit ook hoofsaaklik wat die idee vir hierdie inisiatief geïnspireer het? Ja, ek onthou toe ek begin het, was dit so moeilik want ek het nie befondsing gehad en niemand het in jou geglo nie. Ek wil jy's 'n kind. Jy staan alleen in hierdie wêreld dat jy nie regtig weet wat om te verwag nie. Jy ken nie weet jy wat finansiële beplanning nie. Jy weet nie om te groei en te ontwikkel nie. Jy weet nie om sustainability te bou nie. So ek dink dit is net vir my 'n lekker platform om met mense te werk, jonger mense en of hulle ouer of jonger is, maak seker nie saak nie, maar om hulle te help om daai idee van die grond af te kry net 'n bietjie oor te dra op normale terme. Nou nie in besigheids. Jy sit nie in 'n besigheidstudieklas saam met ons. Jy sit saam met 'n algehele worldwide of algemene ervaring en hoe om daardeur te kom. So dis amper bietjie soos Shark Tank, like an ideas incubator, but then without the screaming and shouting, and a little bit of mentorship thrown in as well. Yes. So ons sou oorspronklik die 25ste April ons uitslae gelewer het vir wie ons het deur gaan sit na die volgende kategorie toe, maar ons het so baie aansoeke gekry en so baie goeie idees dat dit so moeilik is om deur te werk en te besluit wie nou gaan ons die terme verander en sê ons gaan meer mense deurlaat of gaan ons nou weer moet strenger wees en goeie idees weggooi omdat daar net nog 'n bietjie beter idees. Ons is nog bietjie besig om te knoei daaraan, maar ons sal dit binnekort deurgee. Wat was die kriteria en watter besigheidsidees maak jou opgewonde? Ek dink enige besigheidsidee wat jy self verstaan, maak my opgewonde en iets wat 'n algehele ding is. Ek het altyd gesê dit help nie wel die boek of die wiel reinvent nie. Iets wat algemeen prakties is. Jy moet iets gebruik wat alledaags gaan gebruik word deur mense, nie iets wat 'n niche produk is wat jy net 'n sekere kontraktermyn het nie. So altyd 'n goeie idee, iets wat jy self verstaan en waarna jy glo. So as jy daaraan glo en jy kan dit aan my verkoop, dan is dit definitief vir my 'n goeie idee. Hoe moeilik is dit om jonger entrepreneurs te kry om te dink aan die langtermyn? Want mense kom, hulle is vuurvlam en hulle wil dit nou doen en hulle wil nou hulle produkte verkoop of hulle besigheid begin, maar daar is 'n langtermynplan en mense is nie altyd so geduldig nie. Dis baie moeilik, veral met die sosiale media van vandag. Ons het al hierdie TikTokkers en Instagram mense wat altyd foto's post van is hierdie geld en hierdie karre en huise en dis 'n illusie van wat 'n regte entrepreneur is. Want dit kom nie oornag nie en dan ek dink baie mense raak gedemotiveerd omdat hulle dit nie oornag bereik nie, want hierdie oues
18 en hy is hierdie multimiljonair. Dit bedoel dis 'n absolute pot snot. So Okay. jy moet sustainably kan bou en ek bedoel jy moet daar volgens so daai oud ja, hy maak dalk nou baie geld, maar gaan hy dit oor die langtermyn kan doen. So bou eerder stadig, eenvoudig, kry jou fondasie sterk, stewig en dan kan jy net ordentlik uitbou van daar af. Ras, ek is nou hopeloos te bang om ons besigheidsplanne om voor te Nee, lê. nee, kyk. Maar ek wil tog vir jou vra, hoe verskil Bank on You van meer tradisionele beleggings of entrepreneursprogramme? Ek dink die ander of die meeste entrepreneursprogramme volgens my opinie, ek bedoel ek kan nie regtig vir hulle praat nie want ek het nie ingehele kennis oor hulle nie, maar Bank on You, ons gaan nie vir jou geld leen nie. So dis nie 'n lening en jy betaal ons terug nie, dis ons koop fisies in saam met jou 'n idee en ons help bou saam met jou 'n idee. So dis 'n werksaam projek in plaas van 'n betaal my terug projek. Ja, so dit is daai idee wat ek dink baie entrepreneurs regtig van kan leer van collaboration en samewerking met mense wat meer ervaring het of mense wat jou in 'n spesifieke rigting regtig kan help. En jy kan lei in 'n mate. Ek Ja. bedoel almal is as jy besigheid kry en jy kry nou 'n besigheidslening wat moeilik is vandag se dae, is dit so druk vir jou om daai geld te moet terugbetaal. Maar as jy mense het wat saam met jou bou, jy het nie nodig om te worry om dan die geld onmiddellik terug te betaal of sulke goeder sê jy kry mense wat jy kan saam bou en as jy oor 5 jaar besluit dis 'n helse sukses en jy wil ons nie meer daar hê nie, dan koop jy ons uit. Dit is maar eenvoudig hoe dit werk. Also ons gaan nie dis nie 'n geld leen program of iets soos dit nie, dis selfbefondsing. Nou terwyl jy na hierdie samewerkingsooreenkoms eintlik maar verwys. Hoe lank neem so 'n proses gemiddeld? Ek dink as jy 'n goeie besigheid kan vat, kan tussen 3 en 5 jaar vat eintlik om te sê jy het dit gemaak op 'n einde van die dag, maar ons is van plan om dit in die langtermyn te doen. Dit is nie vir ons 'n tydstip daarin nie, maar totdat die entrepreneur besluit of ek wil dalk wil hulle aanhou met ons, dalk wil hulle nie, dalk wil hulle verkoop, dan koop ons dit oor of daar's ander mense wat wil koop. So daar's altyd dis besigheid. So besigheid bou jy verkoop om jy beweeg aan jy bou 'n groter een. So Raak jy ooit soos regtig passievol oor 'n spesifieke idee en dalk jou vennote sê, weet jy wat, nee, dit gaan nie so werk, maar jy soos, nee, hierdie gaan werk, dit gaan werk. ek doen en ek gewoonlik op die lang pad as ek ry, dan dis waar ek my idees kry. So lang pad. Ek was nou in Dubai gewees vir 3 weke, so ek het vrydag terugkom, so ek het baie tyd op die vliegtuig gehad om ook te dink. En dis waar my idees kom ek hier dis ek okay, ons moet A B C D implementeer as hulle sê wow, okay, dis bietjie vinnig as dit is nee, hierdie en dan ja, dan werk ons maar so daardeur en al die idees gaan nie altyd deur nie, wees moet ook realisties wees en dan so ja, ek dink ek is vinnig. Ek is proaktief op goeters en ek hou van implementeer en ek hou van dit nou doen. Ek hou nie van wag nie, so ek is bietjie ongeduldig. Ja. Ek hou altyd van so 'n bietjie simboliek en die naam Bank on You dra ook simboliese betekenis. Vertel ons net so 'n bietjie meer daarvan ook. So gebaseer op die Shark Tank gedeelte wat jy nou genoem het daar. Ek is 'n groot aanhanger van Shark Tank en dis altyd lekker as jy kan staan en jy kan weet iemand sê vir jou ek bank on you. Beteken nie net ek bank on jou in terme van finansies, dit beteken ek bank on jou, so ek glo in jou. Ja. So ek doen meer as net ek gee my geld vir jou. Ek glo in jou en ek gaan as ek in jou ding glo saam met jou, gaan ek soveel meer harder werk om dit 'n sukses saam met jou te maak. So ek dink die hele bank on you konsep en die bank on you naam is so ferm en so dit sê so baie in letterlik 3 woorde. Ja. Jy het nou vroeër gepraat oor die proses. Die inskrywings het die 25 April gesluit, maar julle is nog besig om uit te figure gaan julle dit verleng. Wat is dan die volgende fase vir die entrepreneurs? So dan gaan ons hulle almal saam kry en dan sou ek het hopeloos te veel koffie gedrink of hoor. Dan gaan ons hulle almal saam kry. Ons gaan 'n besigheidsopleidingskursus met hulle doen waar ons hulle sit en ons gaan hulle begin sif. Om te kyk, so jy glo in jou idee, ons het in jou idee geglo en is saam met jou, dra hom vir ons oor. Hoe vinnig leer jy? Hoe vinnig verstaan jy? Snap jy besigheidsterme? Snap jy om wat in die omgewing aangaan? Weet jy wat gaan in die nie net in die politiek nie, maar wat gaan in die algehele finansies van die land aan? Weet jy waant om uit te brei? Het jy 'n algehele business nou? Is dit iets wat jy kan leer? Of is dit bietjie moeilik? En dan ja, so begin ons weer sif deur daai prosesse tot ons op einde van die dag ons finale kandidaate kry. So die idee is die perd en die mense wat deurkom is die jockeys. Basies, jy moet net weet om daai perd deur te bring. Wat is jou wenke aan enige iemand wat miskien 'n besigheid wil begin? Begin klein. Dit is altyd ons sal almal altyd die grootste, die beste al sê, maar begin klein, kry jou konsep reg, want enige konsep kan verander. Jy kan vandag besluit jy wil A doen, môre wil jy B ook doen. So maak seker A is altyd so aanpasbaar om B tot Z in te pas. Maak nie saak wat jy doen nie. So hou dit eenvoudig, hou dit standvastig en groei stelselmatig. In watter industrie uit jou oogpunt sien jy die grootste potensiaal vir groei?
Ek so obviously ek het self 'n finansiële dienste maatskappy ook. So finansiële dienste is 'n ongelooflike industrie om in te groei. Eiendomme is 'n goeie mark om in te groei en dan definitief ook algehele produkte soos ek weet nie kan ek sê wholesale trading, algehele besigheidsprodukte waar mense elke dag tot dag by jou moet koop, waar jy daai voete het en jy daai konstante kontantvloei. Dit is vir my een van die sterk industrie om in te groei. Ja. Dink jy daar's 'n toename in mense wat deesdae met hulle eie besigheid wil begin in vergelyking met vroeë jare miskien? Ek dink so in vroeë jare, ek onthou selfs toe ek vir my ouers sê ek gaan nou nie meer prokureur word, ek gaan nou 'n besigheidsman word, was dit baie van 'n skok want jy moet 'n graad hê, want jy moet standvastigheid hê, jy moet kan terugval op iets. So in die ouer dae dink ek was mense baie meer konservatief om kansse te vat as vandag se dae. Vandag se dae is dit okay, so ek vat 'n kans, as dit nie werk nie, dan is daar altyd plan B. Jy moet net altyd 'n plan B hê. So ek dink mense is definitief baie meer vandag se dae gereed om 'n besigheid te begin. Dit is alhoewel meer op 'n sideline in 'n begin. Deel van hulle werk wat ek ook altyd sal aanbeveel, begin om klein, soos ek sê, bou. Moenie net jou werk bedank en nou dink jy's nou hierdie fanfare entrepreneur en jy gaan die lewe nou konker nie. So hou dit standvastig en groei stelselmatig, maar ja, daar's definitief 'n toename dink ek in mense wat hulle eie besighede wil doen. Ja, Net en vinnig, 'n wees paar geduldig. Wees geduldig. 'n paar sekondes, ek wil net weet waar kan mense jou in die hande kry op sosiale media? Hulle kan my follow op Instagram, so ek is dis Frik V Heerden op Instagram, as Bank on You se Instagram. Hulle kan my e-mail frik@rfgbrokers.org of hulle kan net 'n Facebook boodskap stuur. Dankie Frik. Ons voel sommer baie geïnspireerd. Ons sal verder werk aan ons besigheidsplan. Miskien het jy ook een. Maak seker jy bly ingeskakel vir die res van die program net hierna.